Goeiedag, ons is in die Mosselbaai Munisipaliteit Multimedia Studio en ons het vandag 'n spesiale gas, stasiebevelvoerder Kobus van der Mescht van Mosselbaai Brandredding en Rampbestuurdienste en sy spesifieke portefeuilles is brandveiligheid en opleiding. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor gebeurlikheidsveiligheid en die brandweervereistes rondom hierdie geleenthede. Baie welkom meneer van der Mescht by ons in die studio vandag. Baie dankie, goeiemiddag luisteraars, dankie. Ek gaan sommer met die deur in die huis val. So wat is die sleutel brandveiligheidsvereistes wat organiseerders moet nakom voordat hulle 'n geleentheid in Mosselbaai aanbied? Okay, ja, weet julle, dit is nogal 'n belangrike vraag. Nommer 1 sal die ou nou moet aansoek doen vir die spesifieke event. Dan daarna as die aansoek klaar deurgegee is die volgende proses hou ons gewoonlik vergaderings waar die organiseerder dan nou verduidelik wat hy gaan doen, wat was die doel van die event wat hy wil hê, en dan daarna is daar 'n klomp veiligheidsplanne wat hy moet indien, wat onder andere behels 'n noodplan, sekuriteitsplan, 'n terreinplan en dan natuurlik laastens die belangrikste is geen event kan basies gehou word as hy nie publieke versekering het nie, want dit gaan maar oor die gemeenskap, die beskerming van die gemeenskap in daai klas van goed. So, hoe raak jy brandweer dan betrokke by die goedkeuring of inspeksie van 'n venue vir groot byeenkomste? Daar is 'n munisipale verordening wat bepaal wat spesifiek vir events geskryf is. En dan het ons gewone regulasies soos ons SABS, ons nasionale bouregulasie, die 10400, die T afdeling wat brandveiligheid betref. En dit bepaal dan die tipe toerusting wat die ou moet hê. Hy moet 'n populasiesertifikaat hê wat eintlik vir jou sê dan hoeveel mense moet daar is toelaatbaar op per die event dan. Ja, dis nou baie interessant, die verskillende dokumentasie wat nodig is. Watter brandveiligheidstoerusting moet by geleenthede beskikbaar wees, soos brandblussers, brandkrane, nooduitgange, daai tipe van goed? Dit bepaal die grootte van die event. Dit hang af wat hy wil doen, wat se soort event hy wil doen. Dit bepaal dan die hoeveelheid brandtoerusting wat hy in plek moet hê, en so ook moet hulle dan natuurlik nooduitgang, soos ek net genoem het, van die brandplan, wat gaan aandui waar hy sy brandtoerusting sit en natuurlik waar die nooduitgange is as daar 'n probleem kom gedurende die event. Ek sou ook aanneem as hierdie veral nooduitgange nie wenslik is nie, dan mag hierdie geleentheid dalk nie voortgaan. Sou julle inspeksie doen op die dag wat dit gebeur nie? 100%. Dit is nou net so dat voor die event word daar 'n gesamentlike klomp mense gereël, onder andere die SAPD wat deel is van al die events. Dan doen ons 'n terrein inspeksie en daar volgens kyk ons dat hy nou basies al die sertifikate het, soos byvoorbeeld jou ingenieursertifikaat, jou elektriese sertifikaat en al daai klas van goedjies. Hoe belangrik is dit dat die organiseerders opgeleide personeel moet hê, wat weet wat hulle moet doen? Sê nou maar, daar sou 'n brand ontstaan by 'n geleentheid. Weet jy, dit is van kardinale belang. Die rede daarvoor is, sou iets gebeur gedurende die event, moet die veiligheidsoffisier moet sy sekuriteitsspan moet hy kan inlig en sê, weet jy wat, dis wat gedoen word as daar 'n insident is en dis waar die nooduitgange is om die publiek veilig uit te vat buitekant toe. Maar dit is baie belangrik dat daai klas van goeders reeds voor die event bespreek word met die veiligheidspersone. Mense dink nou natuurlik, ja, pandemonium wat kan uitbreek wanneer 'n klomp mense uit 'n plek uit moet hardloop. Maar wat is die algemene brandrisiko's tydens feesgeleenthede, soos markte, konserte of sê nou maar 'n groot gemeenskaplike braai? Ja, weet jy, by die meeste events en markte is daar maar altyd kosstalletjies. Jou risiko kan nogal redelik groot wees as jou inspeksies nie gedoen is voor die tyd nie. Wat behels natuurlik jou gesondheidssertifikaat, jou gasinstallasiessertifikaat, daai klas van goed. So dis een van die groot risiko's. Dit kan nogal probleme veroorsaak binne die event. En dan natuurlik as die mense rook, die mense wat gewoonlik maar rook, gooi hulle stompies op die gras of op die grond,
En ons almal weet nou al hoe droog dit is buitekant en dit kan ook nogal probleme veroorsaak aan die einde van die dag. Goed, so hier is ons nou by 'n groot vraag dink ek rondom die feestyd. Vuurwerke in Mosselbaai. Onder watter omstandighede word dit toegelaat en onder watter voorwaardes? Wie is verantwoordelik vir wat? As ons net vinnig dalk gou kan opsom. Okay, eerstens word in die munisipale gebied area geen vuurwerke toegelaat nie. Alleenlik 'n persoon wat geregistreer is om dit te kan doen. Ons noem hulle die pyrotechnician. So dis die enigste ou wat toestemming het om vuurwerke af te skiet. En goedkeuring is reeds verleen om die 31ste Desember by Hartenbos gaan hulle weer soos van ouds weer 'n vuurwerke vertoning hê. Maar anderste geen toestemming word verleen nie. Meneer van der Mesh, net om seker te maak, want ek weet mense het baie keer vra daaroor, wie gee toestemming vir 'n vuurwerkvertoning deur 'n pyrotechnician? Ek sukkel nou om op die Afrikaanse woord te kom, en wie dan watter verantwoordelikhede met betrekking tot die geleentheid? Okay, goed, ja. Eerstens sal die aansoeker moet dan deur die SAP gaan om eerste die toestemming te gee en dan die volgende proses gaan loop dan deur ons waar ons na die veiligheidsaspekte kyk en dan die dag voor die aand wanneer die event gehou word, moet ons in elk geval daar wees saam met SAP om te bepaal of die weeromstandighede dit gaan toelaat. Mosselbaai raak al hoe meer gewild as 'n geleentheidsbestemming. En uit die aard van die saak is daar sekere tye wat dit besigger is. Hoe berei die brandweerdiens voor vir groot geleenthede in terme van gereedheid en reaksie, veral as ons nou kyk na hoë profiel geleenthede? Goed, as ons terug kan gaan na die events toe, is weer eens word die SAPD weer moet hulle deel wees van die goedkeuring. En die organiseerder moet die event wat hy doen, moet hy 'n tipe van 'n graad kry, soos 'n lae, medium en hoë graad kry. En volgens dit word bepaal die risiko's gedurende die event. Nou, wanneer dit gewoonlik 'n laag graad event is SAPS nie, is SAPD nie so seer verantwoordelik of iets van dit nie, maar wanneer ons na 'n medium en 'n hoë event toe gaan, dan is daar prosesse soos wat daar moet 'n jog geskep word, wat verskillende dissiplines gedurende die event moet binne wees. En dan al die rolspelers en dan natuurlik moet daar 'n noodvoertuig van ons daar wees, as ook 'n ambulans, daai klas van goed. So by lae events is dit nie regtig nodig vir daai klas van voertuie en aksies wat geneem moet word nie. Is maar net van medium en na hoë events. Nou ja, ons is nou so op die randjie van die feestyd. Wat is jou boodskap vir gebeurtenisorganiseerders en die publiek miskien oor sommer maar net die hou van 'n veilige en 'n genotvolle tydjie hier in Mosselbaai wanneer hulle iets sou vier? Die belangrikste basies is maar dat hulle moet voldoen aan die wetgewing en die munisipale regulasies, sodat die publiek nou nie verder gaan of net gaan moeilikheid kry van die amptenare af nie. Hulle moet voldoen aan die hoeveelheid mense wat toelaatbaar is gedurende 'n event, want dit kan oorpopulasie veroorsaak en dan het jy verder probleme. En dan moet hulle natuurlik sorg vir die veiligheid en die sekuriteit moet in plek wees gedurende die events. So, en dan laastens wil ek ook net noem, die publiek is maar is basies maar die oë en ore vir ons buitekant. En ek weet nie of hulle van hulle almal weet wat die noodnommer is nie, maar ek kan dit solank vir julle deurgee as dit van belang is. Die noodnommer is 044 691 3722. So ja, verder moet die vakansiegangers maar ons mooi Mosselbaai maar geniet en natuurlik veilig wees. Meneer van der Mesh, baie dankie vir daardie inligting. Dit was uiters insiggewend en ons hoop dat enigiemand wat 'n geleentheid in Mosselbaai beplan, sommer nou 'n hele spul wenke het van hoe hulle dit moet benader. Baie dankie vir jou tyd en dat jy ingekom het vandag na die studio toe. Baie dankie vir julle.